Die meeste mense het 'n evangelie gehoor wat hulle bang maak. 'n Evangelie wat die hel gebruik om mense te dwing om God gehoorsaam te wees. Meeste mense volg die Here, dien die Here, is lief vir die Here, omdat hulle bang is dat hulle hel toe sal gaan eendag. Dis die evangelie wat deesdae van preekstoele af basyn word met soveel oortuiging. Maar is dit die evangelie van die Bybel? Ek wil vandag 'n versie lees wat jou dalk dan vrymaak van vrees, vrymaak van bekommernis, vrymaak van onsekerheid oor waar jy gaan opeindig na die dood. Nie dat die evangelie gaan oor na die dood nie. Maar hierdie vers, so vers wat geskryf is deur Johannes in sy eerste brief, hoofstuk 4 vers 17. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. So hy sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword. Nou, ons kan hierdie vers lees en dink, okay, die liefde moet by my volmaak word. Met ander woorde, soos ons almal al gehoor het, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En wanneer hierdie liefde volmaak word, dan het jy vrymoedigheid in die oordeelsdag en jy hoef nie bang te wees nie. Maar dis nie wat Johannes skryf nie. Nee, Johannes se evangelie is nie 'n evangelie wat sê jy moet die Here jou God lief hê. Johannes is die een wat die welbekende vers neergepen het in Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy sien, Johannes se evangelie gaan nie oor jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand nie. Nee, Johannes is die een wat gesê het, Jesus het gesê, ek gee julle 'n nuwe gebod, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het. Of anders gestel, uit hoe lief ek julle het, moet julle liefde vir mekaar vloei. Dis Johannes wat gesê het, ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het. So, Johannes se evangelie fokus op God se liefde vir ons en nie ons se liefde vir God nie. Hy skryf dit so duidelik in 1 Johannes 4 vers 10. Hy sê, hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. So Johannes sê, as ons liefde reg definieer, gaan dit nie oor wat ons vir God doen nie, maar liefde reg gedefinieer praat oor hoe God ons liefhet en sy seun gegee het as 'n versoening vir ons sonde. En meeste mense ken nie hierdie liefde nie. Meeste mense dink God vereis liefde van hulle, want dis die evangelie wat hulle gehoor het, en as hulle God nie lief het nie, pas op, dan kan hulle hel toe gaan. En dit is die evangelie van vrees. Maar Johannes het 'n ander evangelie, die ware evangelie, die evangelie van liefde. Kyk wat sê hy in 1 Johannes 4 vers 16, en ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hy wat in watter liefde bly? In die liefde wat God tot ons het. So hy sê 'n paar dinge, ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. En hy sê, ons bly in daardie liefde, ons bly nie in ons liefde vir God nie, ons vertrou nie in ons liefde vir God nie, maar ons bly in die liefde wat God vir ons het. En hy wat in hierdie liefde bly, sê hy, bly in God en God in hom. Daar's net een manier om eenheid met God te ervaar. Dis om die liefde wat God tot jou het, te leer ken en te glo.
En nou die versie waarmee ons begin het, hierin het die liefde wat God tot ons het, by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. So wanneer hierdie liefde wat God tot ons het, wanneer ons dit leer ken en glo, en wanneer dit ons harte oorheers, wanneer dit volmaak geword het by ons, wanneer dit heeltemal oorgeneem het by ons, en ons glad nie meer staat maak op ons liefde vir God nie, maar wanneer die liefde wat God tot ons het, volmaak geword het, dan het ons vrymoedigheid in die oordeelsdag. 'n Mens kan nie vrymoedigheid hê in die oordeelsdag as jy staat maak op jou vermoë om God lief te hê nie. Want kom ons wees eerlik, daar's dae wanneer ons lief is vir God en dae wat ons nie lief is vir God nie. Daar's dae wanneer ons 'n toewyding teenoor God on top is. En dan is daar dae wanneer ons 'n toewyding tot God misluk. So om op onsself te vertrou, selfs ons liefde vir God, om daarop te vertrou, sal altyd onsekerheid laat, sal altyd onvrymoedigheid bring, sal altyd maak dat ons vrees vir die oordeelsdag, want ons is nooit seker of ons reg lief gehad het of genoeg lief gehad het nie. Maar wanneer die liefde wat God tot ons het, ons harte oorheers en volmaak geword het in ons, dan weet ons, daar is geen groter liefde as dat 'n man sy lewe vir sy vriend gegee het nie, en daarom het ek vrymoedigheid in die oordeelsdag. Daarom het ons vrymoedigheid in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Geliefde, om te rus in die liefde wat God tot jou het, gee jou vrymoedigheid, gee jou sekerheid, gee jou gerusheid, want, soos wat hy later in vers 18 sê, die volmaakte liefde, die liefde wat God tot ons het, dryf die vrees na buite. Dit verwyder vrees, en ons het niks meer nodig om bang te wees nie, want ek weet hy het my volkome lief. Daar is geen groter liefde as dit, dat hy sy lewe vir my gee nie. En ek leer ken en ek glo daai liefde. En daarom het ek vrymoedigheid in die oordeelsdag. Ek het sekerheid, want daai liefde van hom is nie wisselvallig soos my liefde vir hom nie. Daai liefde wat hy vir my het, is nie vandag aan en af, soos my liefde vir hom aan en af is nie. Sy liefde is konstant, dis 'n ewige liefde. Dis 'n liefde wat volkome is en volmaak is. En daarom gee dit ons vrymoedigheid in die oordeelsdag. Dit gee ons vrymoedigheid in die oordeelsdag. Maar die oordeelsdag hierso verwys nie net na eendag wanneer ons voor God sou staan om gejudged te word nie. Die woordjie wat daar gebruik word is 'n Griekse woord, krisis. Met ander woorde, in die krisistye het ons vrymoedigheid, het ons sekerheid. Want God het ons lief. En ons maak staat op sy liefde. En soos hy is ons in hierdie wêreld. Miskien gaan jy deur 'n krisis oomblik. Miskien gaan jy deur 'n moeilike tyd op hierdie oomblik. Miskien het jy finansiële probleme. Miskien het jy verhoudingsprobleme, huweliksprobleme. Miskien het jy gesondheidsprobleme. Miskien gaan jy deur 'n krisis. Maar kom ek sê jou, jy kan hierdie krisistyd met vrymoedigheid in die gesig staar. Want jy weet, soos hy is, so is jy in hierdie wêreld. En hoekom weet jy dit? Want God het jou lief. God het jou lief met 'n ewige liefde. En jy, wat is soos hy, omdat God jou lief het, kan die krisis oomblikke met vrymoedigheid face. Jy is gelyk aan. Nee, kom ek stel dit anders. Jy is meer as enige krisis oomblik. Groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. En kom ek sê jou, hy wat in jou is, doen nie in die steek laat nie. Hy laat jou nie alleen nie. Hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hoekom nie? Want hy is lief vir jou. En glo daai liefde. Hou vas aan daai liefde. En dit sal jou herinner dat God is met jou. God is in jou. En soos hy is, so is jy in hierdie wêreld. En jy is in staat om hierdie krisis oomblik te face. God het jou lief met 'n ewige liefde. Jy het geen rede om bang te wees nie. Shalom, shalom.